Ons trek nou by die boek van Rigters, in Engels is dit Judges. Nou, voordat ek met die eerste hoofstuk begin, wil ek net gou vir julle so 'n scenario skep. Wie van julle was nou al jong tiener gewees wat van baie kry gehou het en van kuier gehou het, of wie van julle as ouer het al so 'n kind in jou huis gehad? Nou, as jy as ouer so 'n kind in jou huis het, wil jy definitief nie jou kind moet seer kry nie, want drank en baie kry gaan nie saam nie. Jy weet, hulle kan in 'n ongeluk kom, en wat nog baie erger is, hulle kan dalk doodgaan in die ongeluk. So wat doen jy? Eerstens sal jy mooi met hulle praat en sê asseblief moenie, en as hulle aanhou, dan sal jy later begin beklei en sê asseblief hou op, ek is lief vir jou, moenie so ry nie. Later sal jy dalk die sleutel vat, maar hulle wil net nie luister nie. En dan wat jy dan op die einde moet doen as ouer, nie moet doen nie, wat mens eintlik doen, is asof jy sê, fine, hulle moet nou maar die harde manier leer. As jy nie wil hoor nie, moet jy maar voel. Nou, ek wil ons met hierdie storie in gedagte hou wanneer ons deur die boek van Rigters werk. Want onthou nou, hoeveel keer het God nou met die volk gepraat en gesê, volg my reëls, ek sit voor jou lewe dood, kies lewe. Maar die volk wil net nie vir God luister nie. En dan daarom het ek al in vorige lesies ook gesê, as jy nie God in jou lewe wil hê nie, hy gaan nie daar bly teen jou wil nie, dan sal hy terugstaan. Nou kom ons kyk dan na kom ons hersien gou net weer tot waar ons gekom het. In die begin, by die jaar 0, dat daarbo gesit, is dit die skepping, wat ons gelees het in Genesis, en dan lees jy die storie van Abraham, Isak en Jakob, en dan lees jy die storie van waar die volk uit Egipte uitgelei is deur Moses, en dit gebeur die jaar 2700, en dan ken ons die storie van, hulle het nie dadelik in die beloofde land ingegaan nie, hulle het so 40 jaar in die woestyn rondgetravel, en onthou nou daarna, toe hulle nou saam met Josua uiteindelik in die beloofde land ingegaan het, is dit omtrent hier so by die jaar 2742, so dit is waar ons nou trek in die storie, is die volk het nou uiteindelik in die beloofde land ingegaan, hulle het die stukke grond opgedeel tussen die 12 stamme, en kan julle onthou, die boek Levitikus het ons opgesom in die volgende versie, Levitikus 19 vers 2, heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is ook heilig. So dit is die volk was al vir 40 jaar lank in die woestyn, saam met geen ander gemeenskap nie, nou gaan hulle binne in Kanaan in, van hulle ontmoet ander mense nou eers vir die eerste keer, en dit laat my ook dink, ons wat in die wêreld ingaan, jy weet, God sê vir ons, dat ons moet heilig wees, ons moet anders wees, we are set apart. Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Soos ek vir julle gesê het, God sê vir Israel, daar's 2 opsies, lewe, dood, jy kan kies, en kies lewe. Ok, nou die hele boek van Rigters het ek gesê, opgesom as dit is soos 'n sin cycle. So hoe dit begin is, die Israeliete gaan aan met hulle lewens, en dan vergeet hulle God. En dan wanneer dinge sleg gaan, of kom ons sê dan God gee hulle dan oor aan hulle sonde, dis soos die storie wat ek in die begin vertel het van, later sê jy dan, fine, as jy nie wil hoor nie, moet jy dan nou maar voel, dan sal God terugstaan. Maar dan gaan dinge nie meer goed in hulle lewe nie, en dan roep hulle na God, en God stuur hulp om hulle te kom help, en hy kom reconcilieer. Reconcilieer beteken hy kom maak het weer soos wat het in die begin was. Nou julle sal sien, die hele storie van Rigters hardloop so. Hulle vergeet God, God gee hulle oor, hy sê as jy nie wil hoor nie, moet jy maar voel, dan gaan dinge nie goed nie, dan roep hulle na God, en God kom in, en hy help hulle met 'n rigter. Nou wie was die leierskap so ver gewees gedurende die tydperk wat ons nou gelees het vir die volk van Israel? Heel eerste was dit Moses gewees, hy was die leier gewees in Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, en toe na hom het die leier geword Josua. Josua het ons in die land ingegaan en die land verwerf, en toe nou na hom, ons sien dat hy toe gesterf in Josua 24 vers 29, 110 jaar oud. Rigters 2 vers 7 sê, en die volk het die Here gedien, al die dae van Josua, en al die dae van die oudstes wat na Josua nog in die lewe was. So dis waar ons nou trek, Josua is nou dood, hulle is nou in die land, nou wie gaan nou die leier wees na Josua? En ons lees dat, dit is Juda,
Daar's dan kinders van Israel vra toe vir God, wie moet Josua opvolg? En ons sien in Rigters 1 vers 2, Juda moet optrek, kyk, ek gaan die land in sy hand gee. So toe het Juda en Simeon hande gevat, en dan lees jy die paar lande wat hulle toe nou ook oorwin het, soos Besek, en Besek sien jy dat toe hulle die koning vang, toe het hulle sy duime en sy groot tone afgesny. Dis eintlik baie vreemd, maar gelukkig, jy kry die antwoord net in die versie daarna, want dit is wat hy gedoen het. Soos nou die versie sê dan, die koning sê, soos ek gedoen het, so het God my vergeld. So hy het sy duime en sy groot tone afgesny, want elke keer as die koning ander volke gevang het, het hy dit met hulle gedoen. Dan sien ons het daarna het hulle Jerusalem gewen, hulle het die Kanaaniete in die gebergte van die Suidland gewen, hulle het Hebron gekry, en daarso sal jy sien staan hulle verslaan Sesai, Ahiman en Talmai. Dit is die reëse, en jy sien dit in Josua 15 vers 14, is die reëse se seuns. Dan wen hulle Debir, en dan wen hulle Sefat, en dan die 7de wat ek daar het, wen hulle die Filistyne. Nou voordat ek terug na die Filistyne toe, daar's dan 'n hele klompie lande en dorpies wat hulle dan nog gewen het. Dit is eintlik, onthou julle, ek het in vorige tyd ook gesê dat baie van die boeke in die Bybel oorvleuel so bietjie. So hierso sal jy baie stories lees wat ons nou reeds gesien het in Josua. Dis amper asof hulle net so bietjie verder uitbrei. So ons het eintlik al reeds gelees hoe hulle van hierdie lande oorwin het. Nou die Filistyne nommer 7 was die dorpie Gaza, Askelon en Ekron, en daar staan, maar die bewoners van die laagte kon hulle nie verdrywe nie, dis nou die Filistyne, omdat hulle eysterwaans gehad het. Nou oral in die Bybel lees ons van die Filistyne, onthou julle dat Goliat het ook uit die Filistyne uitgekom. Nou wie was die Filistyne? Nou meeste van die mense in Islam omies en so sê dat hulle was die Grieke gewees. Nou kan jy sien dat hulle het seker daarso oor die Mediterranean See gegaan, en toe het hulle gaan bly daarso in Israel se kant. En dan as jy gaan kyk wat beteken Filistyn in Hebreëus, dan beteken dit unwanted intruder. En dit maak eintlik nou sin, want onthou dat die oosterse mense het 'n donker vel, en dan die Grieke was dan wit vel, so hulle het seker heeltemal uitgestaan. Daarom het hulle genoem unwanted intruders. Ok, so kom ons kyk nou, ons gaan aan met die storie. Rigters 2 vers 1. Toe trek die engel van die Here op en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land. Ek sal my verbond nie breek nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So eintlik wat Jesus dan nou hierso sê, is hy sê vir hulle dat julle ken die verbond, ek sal altyd aan my deel van die verbond bly, maar julle wil net nie by julle kant bly nie, en julle sal sien dit het te doen dan met afgode. Rigters 2 vers 10 staan daar, daarna staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. So die Bybel sê dat na Josua of gedurende Josua se tyd en die paar leiers na Josua, het die volk nog God gevolg, maar die volgende volk daarna het van God vergeet. So hier begin ons nou, soos ek vir julle gesê het, hoe die storie van Rigters werk, is eerstens vergeet hulle God, Rigters 2 vers 11, en die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, hulle het die Baals en Astartes gedien. En dan daarna, God gee hulle oor aan hulle sonde, jy sien dit in Rigters 2 vers 14, daarna het hy hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom hulle, so God sê, fine, julle kan dan nou maar kry wat julle graag wil hê. Maar dan roep hulle na God, Rigters 2 vers 15, maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak, Rigters 2 vers 15, verwek die Here rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle rowers. Rigters 2 vers 18 sê, omdat die Here medelyde gehad het van wie hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. So hierso staan hulle, vergeet God. En dan sê God, dis reg, vat dan wat julle wil hê, jy weet, as jy nie wil hoor nie, moet jy voel. En dan gaan dit nie goed nie, dan roep hulle God en God spring in, want hy het hulle gekerm gehoor. En onthou, God is lief vir sy volk en vir sy mense. Rigters 2 vers 17, maar na die rigters het hulle egter ook nie geluister nie, so hier begin die cycle net weer van vooraf. Vers 19, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel, deur agter ander gode aan te loop. Rigters 2 vers 22, daarom het die Here daardie nasie laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josua gegee het nie. So kan julle sien dat elke keer die volk sê, ons het nie God nodig nie, God sê is reg, en hy staan terug, en hierso sien ons dat daar's 'n hele klompie Kanaaniete wat hulle toe nie verdrywe het nie, hulle het agtergebly in die land, en hierso sien het, ons het nou ook weer eens, onthou ons het dit in die vorige boek gesien, dat God sê hy het hulle daar gelos, daardie nasie laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe.
Hierso het ek weer die stukkie ingesit wat ons in die vorige lesie gesien het. Aan die linkerkant het ons gesien in die boek van Josua wat se Kanaaniete het oorgebly en dan sien jy dit weer in Rigters ook. Daarso is die Jebusiete in Megiddo en Gezer en Kitron, julle kan maar self van lees. Dit is dan nou die klomp Kanaaniete wat oorgebly het, wat nie met die bandvloek getref is nie en wat nie verdrywe is nie. En hulle het onder die volk gebly tot vandag toe, sê die Bybel. Nou God toets die volk om te kyk of hulle na die gebooie sou luister. Rigters 2 vers 23 sê, daarom het die Here daardie nasie laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe en hulle nie in die hand van Josua gegee het nie. Hoekom? Deur hulle op die proef te stel en om hulle te leer oorlog voer. Nou gaan ons begin. As jy deur die boek van Rigters werk, is daar omtrent so 12 rigters, onthou in Engels is dit judges. So jy kan sê daar's omtrent 12 judges wat dan die volk gelei het. Dit is dan nou soos die nuwe leiers. So dit was eers Moses en toe Josua en nou is dit rigters. Soos ek sê, daar's 12 stories. Nou nie almal is aangestel deur God nie. Julle sal sien van hulle is sommer self-appointed. Nou gaan ons na die eerste ene kyk, en die eerste rigter, sy naam is Othniel. En hier kan julle sien, ek het weer die sin cycle neergesit. Vergeet God, God gee hulle oor, dit gaan sleg, hulle roep God, en God stuur 'n rigter. So kom ons kyk gou die storie van Othniel. Rigters 3 vers 6, die kinders van Israel het hulle dogters vir hulle as vroue geneem, so hulle die Kanaaniete, hulle het met hulle getrou, en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here het hulle God vergeet, en die Baals en die heilige boomstamme gedien. Okay, so hier is dan die volgende ene, kan ons sien dat God staan dan terug, 3 vers 6 sê, daarom het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en hy het hulle verkoop in die hand van Kusan. Nou verkoop beteken nie letterlik met geld nie, dit is soos, okay, fine, julle wil graag saam met die mense wees, dan gaan saam met die mense. En hulle het toe 8 jaar onder hierdie koning gedien. Onthou, dan gaan dit sleg. Rigters 3 vers 9 sê, maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, 3 vers 9, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het, en sy naam was Othniel. Nou, hoe werk die storie van Othniel? Rigters 3 vers 10, en die gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer, en die Here het Kusan Risataim, die koning van Aram, in sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor Kusan gekry het. So die Heilige Gees het gehelp, dat hulle hierdie oorlog wen, en Rigters 3 vers 11 sê, toe kry die land rus 40 jaar lank. So as jy lees van rus, is dit dan nou waar hulle weer God se verbond gevolg het, maar jy sal sien, hier begin die storie dan nou net weer van vooraf. Die volgende rigter se naam is Ehud, dan weer eens, hulle vergeet God, dit gaan sleg, hulle roep God en God help. Rigters 3 vers 12, en die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. 3 vers 12, toe maak die Here Eglon sterk teen Israel. Nou Eglon is dan nou die koning van Moab, en hulle het hom toe gedien vir 18 jaar, so dit het sleg gegaan. Nou as jy lees van hulle het hom gedien vir 18 jaar, hulle was nie slawe nie, dit is byvoorbeeld, nou ek kan nou nie presies sê nie, maar dit is byvoorbeeld soos die Israeliete was swaarder belas gewees as die Moabiete, so hulle moes meer geld betaal het. Dink byvoorbeeld ons dan nou is nou 30 jaar onder die ANC regering. Nou sien ons, dit is asof ons dien ook die ANC. So dit is nie asof hulle slawe geword het nie, is net hulle omstandighede het baie slegter geword. Dan wat gebeur daarna? Hulle roep God, Rigters 3 vers 15, maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here vir hulle 'n verlosser verwek, en sy naam was Ehud. Ek weet nie of ek hom reg sê nie. Nou hierdie spesifieke persoon was 'n lefty gewees, so hy was 'n linkerhand persoon gewees, en as julle sulke detail raak lees in die Bybel, is daar altyd 'n rede vir dit. So kom ons kyk, hoekom is dit nou spesiaal dat hy 'n lefty was? Nou hoe werk sy storie? Terwyl Ehud, dit is dan nou die rigter, die belasting vir die vet koning neem, ek het nie gesê die vet koning, want die Bybel sê hy was baie vet, het hy gesê hy het 'n geheime opdrag vir die koning, 'n woord van God. So toe die koning almal uitgestuur, want hy wil nou luister wat sê Ehud, toe almal uit die vertrek gaan, het hy hom met 'n mes gesteek, wat aan sy regtersy was, so toe gaan steek hy die koning dood. Dan dink mens genade, hoe het hy by die koning uitgekom met 'n mes aan hom? Nou onthou, as jy dink dat mense wat regs is, die meeste mense is regterhande mense, so as jy 'n swaard uittrek, dink nou mooi, dan sal die swaard aan jou linkersy wees. Maar hierdie persoon was 'n linkerhandspersoon gewees, so hy het die swaard weggesteek aan sy regtersy, so mense verwag nie dat daar 'n swaard sal wees nie. So toe maak hy die deure toe, en hy sê toe vir die wagte,
dat die koning is op die toilet. Vers 24, sy wagte het gedink, hy is op die toilet. Hoekom sê ek so, want daar staan, hy is seker besig om sy voete te bedek in die koelkamer. So oral in die Bybel waar jy lees van hy is besig om sy voete te bedek, beteken hulle is op die toilet. Julle gaan dit lees in die storie van Saul ook. Nou terwyl die koning se manne talm, so hulle wag nou, want onthou die koning is op die toilet, hulle wil hom nie pla nie, toe het Ehud op die ramshoring geblaas en geroep, volg my, want die Here gee julle vyand die Moabiete in julle hand. En toe hulle nou uiteindelik die wagte ingaan en sien die koning is dood, en toe daar nou 'n oorlog uitgebreek, maar die Israeliete het gewen en daar staan 10.000 mans was verslaan gewees. Rigters 3 vers 30, en die land het 80 jaar lank gerus. Ok, presies dieselfde storie, weer van vooraf, die volgende rigter se naam is Samgar. Hoe werk sy storie? Rigters 3 vers 31, toe kom na hom Ehud, Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne 600 mans met 'n osdruiwestok strok verslaan het, en ook hy het Israel verlos. Hierdie spesifieke rigter, ek dink daar's net een, of so 'n paar, baie min versies oor hom, en dan het ek net hier ingesit, wat is 'n osdruiwerstok, so hy het mense dan die Filistyne doodgeslaan, met daai prentjie, daai ding wat ek daar neergesit het. Dan die volgende rigter, is Deborah en Barak. Weereens, hulle vergeet God, dit gaan sleg, hulle roep God en God help. Rigters 4 vers 1. Nou hierse moet julle net gou verstaan, ek hier daarbo gesit, dis Deborah en Barak, en hulle gaan nou veg teen Jabin van Kanaan met sy leerowerste Sisera. En Sisera, hulle het 900 eysterwaans. So onthou nou, as jy lees van Sisera, dit is dan nou die leerowerste, die hoof van die army. So Rigters 4 vers 1, na die dood van Ehud, het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. 4 vers 2, daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin. So dis dan nou die koning, en hulle was onder hom vir 20 jaar lank verdruk. 4 vers 3 sê, en die kinders van Israel het die Here aangeroep. 4 vers 4, en Deborah, 'n profetes, soos 'n vrou, het in die tyd Israel gerig. Die kinders van Israel het na haar opgegaan vir regspraak. 5 vers 7 lees ons ook, leiers het ontbreek in Israel, ontbreek, totdat ek, Deborah, opgestaan het, ek, 'n moeder in Israel. Jy kan daai stukkie lees in haar lied wat sy geskryf het na die oorwinning. Nou Deborah roep vir Barak, en sy herhaal 'n opdrag wat Barak teen al reeds iewers ontvang het, maar dalk is hy wil nie luister nie, dalk is hy bang vir sy vyand. En 4 vers 6 sê, gaan trek na die berg Tabor en neem 10.000 man, dan sal ek Sisera in jou hand gee. So dit is die opdrag wat hy dan van die Here af gekry het, en Deborah gaan na hom toe, en sy herhaal die opdrag aan Barak. En Barak sê toe dat hy sal saamgaan, maar net as Deborah saamgaan. En 4 vers 9, Deborah sê sy sal saamtrek, maar die eer sal nie joune wees op die pad wat jy sal gaan nie, want die Here sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. So Deborah sê is reg, sy sal saamgaan, maar Barak gaan nie die een wees wat Sisera gaan doodmaak nie, dit gaan 'n vrou wees. Nou as jy die storie vir die eerste keer lees, dan dink mens, okay, so Deborah gaan dalk dan nou hierdie spesifieke leier doodmaak, maar as ons verder lees, gaan julle nou sien, Rigters 4 vers 14 sê, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here Sisera in jou hand gee, en die Here het Sisera met al die waans en die hele leer deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring, en Sisera het te voet gevlug. So hy is nou besig om weg te hardloop, die leerowerste, en hy toe gaan wegkry by Jahel. Nou dit is 'n vrou, waar sy toe nou vir hom iets gegee het om te drink, en toe hy die aand of whenever aan die slaap raak, het sy 'n tentpen deur sy kop gekap, terwyl hy geslaap het. So 'n vrou het toe op die einde die leerowerste Sisera doodgemaak. 5 vers 20 sê, uit die hemel, nou onthou die oorlog is dan nou nog nie klaar nie, want die res van die mense moet nou nog doodgemaak word, maar jy lees dat uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sisera hulle geveg. 4 vers 16 sê, die hele leer van Sisera het deur die skerpte van die swaard geval, daar het selfs nie een oorgebly nie. En die hand van die kinders van Israel het al swaarder gaan druk op Jabin, dis mos nou die koning, totdat hulle Jabin uitgeroei het. 5 vers 31, so moet al u vyande, Here, omkom, maar die wat hom liefhet, is soos die opgang van die son in sy krag, en die land het 40 jaar lank gerus. So ek gaan nou hierso afsluit met lesie nommer 1 van die boek van Rigters. So jy sal sien dat daar's die heeltyd 'n sin cycle wat gebeur. Nou terwyl jy die storie van Rigters lees, gaan die Israeliete jou eintlik begin irriteer en jou kwaad maak, want hulle doen dieselfde verkeerde ding oor en oor. Hulle is vasgevang in 'n sonde kringloop.
As jy mooi gaan sit en dink, doen ons eintlik maar dieselfde. Ek het nou net aan 'n simpel voorbeeld gedink. Sê byvoorbeeld in jou daaglikse lewe het jy dalk nie energie nie, want ons eet verskriklik ongesond, en dan begin ons diet, maar oordat jou liggaam besig is om te detox, as jy mos nou pap en jy het hoofpyn, en dan wat doen ons? Dan gryp ons byvoorbeeld na 'n chocolate, want 'n chocolate gee vir jou vinnige energie, en dan is die diet daarmee heen, en dan is ons nou weer in die begin. Kan julle sien hoe vorm dit is 'n siklus? Dit is nou nie 'n sonde siklus nie, maar dit is net 'n voorbeeld van 'n negatiewe siklus in menselewe. Nou, so ver soos wat jy in die Bybel lees, sal jy sien dat God gebruik gewone mense met hulle sondige natuur om vir hom groot dinge te vermag. Jy sal dit sien hierso in Rigters ook, selfs as jy kom by die storie van Samson, hoeveel foute hy gemaak het. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.